goeiemôre almal. So lekker op 'n nat, reënerige Stilfontein. Is wel lekker stil. Lekker. Lekker, die stofbreek is weg. En as julle kan onthou in die winter toe so koud was die laaste keer. Toe sê ek nog, ag ek kan nie wag om te kla oor die warm dae nie. En ek beloof ek gaan nie eendag plaas warm die jaar nie. Want ek hou nie van die koue nie. Ander hou weer van die koue, maar ek is ou vir die hitte. Ja, elkeen sy keuse. Ja, elkeen sy keuse. Dis so. Maar gelukkig is daar 'n seisoen vir elkeen. So ons is gelukkig. Kyk, kom ons bid net so saam. Maar we gaan nie bietjie sing. Ons Hemelvader, sê dankie dat ons by mekaar kan kom vandag hier as 'n gemeente, as lede van U in Christus. Dankie dat U ons nog 'n dag gegee het. Beskermde hand oor ons gehou het, gisterand, ons wakker gemaak het vanmôre en hier by mekaar laat kom het. Elkeen het sy rede wat hy hier is vanmôre. Miskien net om die woord te hoor, nuwe woord te luister. Welke behoefte, ek ken nie elkeen se hart en behoefte en begeertes. En so sê ons baie dankie vir die reën wat val. Dit is so lewenskosbaar en nodig. Niks kan sonder die reën nie, niks kan sonder water nie. Behalwe ons boere, ek glo hulle is bly. En ons kan ook nie sonder U nie. So U is welkom hier, ons weet U is al reeds met ons. En ons sê baie dankie in die naam van Jesus. Amen. Amen. Môre. Welkom weer hier so in die huis van die Here. Bly ons is weer hier by mekaar. So ons reg vir die woord vanoggend. Ons tema vandag, werke en geloof. Ons gaan 'n bietjie kyk na werke en dade wat spruit uit geloof. En dan werke en dade word beloon. En dan wat kan ek doen met my gawes? Kom ons kyk eerstens dan na Abraham as 'n voorbeeld van hoe sy dade uit sy geloof gespruit het. En dan begin ons in Genesis 22 vers 2. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy liefhet en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Dan kan ons hierso sien, God het vir Abraham 'n spesifieke opdrag gegee dat hy sy seun Isak moet gaan offer as 'n brandoffer vir God. Dan kyk ons na vers 3. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die offer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Nou ons sien dat Abraham baie gehoorsaam is aan God. Hy het nie vrae gevra nie. Hy het opgestaan en hy het gedoen. God het gesien dat Abraham baie gehoorsaam is en dat hy geloof het. En dat ons sien dat Abraham se geloof baie sterk was. Maar God het ingegryp en hy het vir hom toe 'n ram gegee om in die plek van Isak vir hom te offer. Nou sien ons die ooreenkoms hierso tussen Jesus en Isak. En net soos wat Abraham vir Isak wou geoffer het God sy enigstgebore seun wat hy liefgehad het, geoffer aan die kruis vir ons, sodat ons sondes vergewe kan word. Maar kyk ons na Jakobus 2 vers 22. Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur dade volkome geword het. Soos ons hier kan sien, het Abraham se geloof met dade gepaard gegaan. Met ander woorde, Abraham se dade het sy geloof volkome gemaak. Sy dade het geheel en al sy geloof volkome gemaak. Dan kyk ons na vers 23. So is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo en daarom het God hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Wat 'n voorreg kan dit nie wees om 'n vriend van God te wees nie. Kyk ons na vers 24. Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word
op grond van sy dade en nie net op grond van geloof nie. So word ons ook dan vrygespreek, nie net op grond van ons geloof nie, maar ook op grond van ons dade. Nou in vers 26 van Jakobus 2, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie ook dood. Met ander woorde, wat ons hier sien is dat geloof sonder dade is dood. Jakobus sê dit duidelik. Geloof sonder dade is nutteloos. Dit is dood. So dit bestaan nie. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld van dade wat uit geloof uitspruit. En dit is in Raab. Jakobus 2 vers 25. Is Raab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander plaas laat ontkom het nie? Raab is ook vrygespreek deur haar dade, om die verkenners uit Jerigo uit te help om te ontsnap. Ons sien dat Abraham en Raab vrygespreek is as gevolg van hulle dade en hulle geloof. Nou, hoe pas ons as gelowiges, Christene, dan in hierdie prentjie? Romeine 8 vers 29 en 30. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Nou, omdat ons as gelowiges beelddraers van Jesus is, word ons ook vrygespreek van ons sondes. En verklaar God ons ook as regverdig is. As ons dade en ons werke spruit uit ons geloof uit. Nou, dade word beloon. Maar kom ons kyk eers na Matteus 3 vers 10. Die Bybel lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Johannes die Doper vermaan ons as gelowiges, dat diegene wat nie vrugte dra nie, verwyder sal word. En Paulus vertel vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 10, dat elkeen van ons voor die regterstoel van Jesus sal verskyn, of ons nou goed of kwaad gedoen het. So sal elkeen verslag doen en ontvang van wat hulle tydens hulle aardse lewe gedoen het. Maar nou, hier is die ding. Vir die wat se dade en werke uit geloof spruit, sê Paulus in 1 Korintiërs 3 vers 8, dat God elkeen sal beloon volgens sy werke. Kom ons lees 'n bietjie hier in 1 Korintiërs 3 vanaf vers 13. Elkeen se werk sal aan die lig kom die dag wanneer Christus kom. Sal dit duidelik word, die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. Nou in 1 Korintiërs 13 vers 12 sê Paulus vir ons dat Jesus die fundament is wat reeds gelê is, waarop ons as Christene moet bou. Soos ons gelees het hier in vers 13, sê Paulus vir ons dat elkeen se bouwerk op die fundamente aan die lig sal kom die dag met die koms van Jesus, en elkeen se bouwerk wat bly staan, deur Jesus beloon sal word, en dat elkeen volgens vers 15, wie se bouwerk verbrand, nie beloon sal word nie. Nou geliefdes, kom ons doen wat 1 Korintiërs 15 vers 58 vir ons sê. Daarom, liewer broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Nou ons weet die Bybel praat van die 5 krone. Dit wil sê,
die 5 kategorieë wat deur Jesus self voorberei is, wat ons as gelowiges van God sal ontvang. Nou, die krone, 5 krone is 'n volledige boodskap wat ek vir ons op 'n ander stadium sal bring. Maar ek wil nou vanoggend net bietjie daaraan raak, omdat dit vir ons wys die beloning wat ons sal kry, as ons daarin werke uit ons geloof spruit. Kyk ons eers na die kroon van die lewe, Jakobus 1 vers 12. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinningsprys, die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Nou ons weet hier in die 16de en die 17de eeu, die duisende Christene wat die protestantse evangelie verkondig het, die pausdom van daai tyd, het hulle op die brandstapels verbrand. En dan weet ons ook in Openbaring 2 vers 10 praat van mense wat ly en in die tronk gegooi word vir hulle geloof, maar hulle volhard tot die dood toe. Maar kom ons kyk wat sê Matteus 5 vers 11 en 12. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Nou, al sterf ons hier op aarde, ons loon sal groot wees in die hemel. Die kroon van die lewe is bedoel vir martelare, en hulle sal hierdie kroon beslis ontvang. Dan kyk ons na die onverganklike kroon, 1 Korintiërs 9 vers 25. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinningskroon te verkry. Hierdie kroon is vir mense wat die wedloop van geloof hardloop en volhard, met die wedloop tot aan die einde en wen. Nou 2 Timoteus 9 vers 25. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinningskroon te verkry. Hierdie kroon is vir die mense wat die wedloop van geloof hardloop en volhard, en met die wedloop tot aan die einde en wen. 2 Timoteus 4 vers 7 en 8. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het die geloof uit volgehou. Nou wag die oorwinningskroon vir my, die lewe van God. Weet, Paulus is ook 'n goeie voorbeeld hierso. Hy het die goeie wedloop gehardloop van geloof, en hy het die stryd gewen. Die herderskroon, hierdie kroon is bedoel vir gelowiges met onberispelike gedrag, en wat optree as leraars en gemeenteleiers, en wat na die Here se kudde omsien, soos beskryf vir ons in 1 Petrus 5. Kom ons kyk wat sê vers 4, en dan, wanneer die opperherder, dis nou ons Here Jesus Christus, kom, sal hulle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. En dan die kroon van geregtigheid. Hierdie is die oorwinnaarskroon wat gegee sal word aan almal wat met verlange daarna uitsien om die Here se wederkoms. Hier het ons as gelowiges 'n belangrike rol om te speel in mense se lewens. Ons as gelowiges moet hulle help om gereed te wees as die Here kom. En dan laastens die kroon van roem. Hierdie kroon is bedoel vir gelowiges soos ons, wat in God se wingerde werk om siele vir die Here te wen. Dit is spesiaal vir daardie geestelike kinders van God, wat die evangelie uitdra tot aan die uithoeke van die aarde. Dit is ons belonings vir ons werke en dade wat uit geloof uitsprei. En dit eers daar laat vir vandag. Dan kom ons kyk, geliefdes, as ek afsluit. Hier is nou vir ons 'n baie goeie vraag. Wat kan ons doen met die gawes of gawe wat ons van die Here ontvang het?
Nou die belangrikste, die eerste ding, in die eerste plek, ons met 'n verhouding met die Here hê. Is ons gered? Met ander woorde, dit sal ons net weet, as ons daai persoonlike verhouding met die Here het. Is ons gered en gereed as die Here kom? Romeine 12 vers 1, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wenslike van die godsdiens, wat julle moet doen. Ons moet gehoorsaam wees aan God se woord. Ons moet woorddraers wees van sy woord. Ons as gelowiges is verantwoordelik om te sorg dat ons naasbestaandes, en wie is ons naasbestaandes nou weer? Ons kinders, ons ouers, ons kleinkinders, vriende, familie, ons medemens. Ons is verantwoordelik om te sorg dat hulle verhouding met die Here reg is. Ons moet ander na Jesus lei. Onthou, ons is almal broers en susters in die geloof. Ons moet ook onthou dat die metode om mense na Jesus te lei met groot omsigtigheid benader moet word. Ons eie lewe moet 'n aansteeklike voorbeeld wees. Dit sal ander inspireer om soos ons te wil wees. Die ideaal sal wees as ons lewens 'n spieelbeeld van Jesus se lewe is. Amen. Ons sluit af. Hemelvader, ons dankie vir hierdie wonderlike dag wat U weer in ons lewens toegevoeg het. Ons dankie vir U liefde. Ons dankie vir die Heilige Gees wat ons in ons woon en ons kan lei en ons kan help. Ons dankie vir U woord. Vader, in hierdie oggend vra ons dat die Heilige Gees ons sal help in hierdie week om te fokus op U woord en om te fokus op ons werke en ons dade. Dat ons werke en ons dade, Vader, uit ons geloof uit sal spreek. Dit kan ons slegs doen deur die Heilige Gees wat ons kan help. Vader, ons bid, ons vra dit in Jesus se naam. Amen.